Radio Fynbos luisteraars. Nou ja, dit is 11 uur en ons sê welkom vir al die luisteraars hier by ons program, ons gesels oor alles en nog wat. Nou ja, dit is nou eintlik Jackie en Veronica se program, maar dan nou in die ateljee vandag het ons die spesiaalste mens in my lewe. My eie persoonlike man Gerard Roots. Baie welkom Gerard. Dankie my liefie, vir ons 'n plesier om hier by julle te wees vanoggend. Môre luisteraars. Weet julle, ek sit vanmôre en moet baie ekstra meer selfvertroue. Ek is nie al man in die ateljee nie. So, vandag gaan ek goed kwyt raak. Volgende keer is ek weer op my mond geval. Baie welkom al ons duisende luisteraars. Veronica is hier, Gerard is hier, dit is so lekker om hom hier te hê, Leonie, en dan natuurlik die iemand wat ons in die lig hou, Chantay, regisseur en klankingenieur, en ek kan nou weer vir julle sê wat ek baie keer sê, ek sweer sy het 'n swart belt en al twee daai goed. Môre luisteraars van my kant af ook, en ons moet nooit vergeet om vir stel dankie te sê vir ons mooi Facebook-blaai, nee, en welkom Gerard. En ek kan sommer sien hy het meer selfvertroue vanoggend, maar ons is nog steeds 'n 4-2 nou, né? Ja. Ja, maar dit is ons Ja, maar julle moet in gedagte hou, een van ons is 2. Ja. Which is fair. Nou ja, ons wil dan nou net vir Amanda Breitenbach oor die lig sê baie geluk. En jy was dan ons luisteraar en die een wat Facebook reggeraai het vir die eentjie wat ons gewys het daar, so die gaansie. En ons het daar gesê 'n stadige gaans verloor sy kans. En ons het die foto geneem dan nou in Nammo. So doen Liebenberg, baie dankie vir hierdie groot geskenkbewys, en die geskenkbewys is, luisteraars, 'n kamera toets wat gedoen word deur Deun of Annika by Nammo. Nou dit is 'n scan wat optel wat 'n tekorte jou lyf het, en is belangrik om sulke tekorte aan te spreek, want as mens te min van 'n sekere vitamien, 'n mineraal of self aminosuur het, kan dit lei tot gesondheidsissues, so slapeloosheid, swak immuniteit, slegte vel, lewerkwale en nog meer. Dit is belangrik om die tekorte aan te spreek met supplements en dieete, voordat 'n mens net 'n klomp pille gaan drink wat die simptoom behandel. Die toets kan ook dan bietjie dieper kyk na goed soos orgaangesondheid, die hoeveelheid flora in die maag en die pH van die lyf. So 'n sessie is dan R250 en dit vat so 30 minute en 'n mens bespreek dit by die ontvangs by Nammo. Nou ja, dit is 'n masjien wat jy net jou hand opsit en hy lees dan al hierdie kwale. So baie dankie aan Nammo dat julle ons 3de geskenkbewys geborg het hier by Radio Fynbos. Ja, die ander luisteraars moet nou maar uitkyk. Ons het reeds ons 4de geskenkbewys reg vir volgende week, en dan kyk ons wie wen daardie geskenk. Ek kan net vir julle sê, dit gaan ook 'n baie gelukkige luisteraar wees. Ja, van my kant af, ek het self al daai toets gedoen, en dit is ongelooflik volledig. Ja. Ek was heeltemal verbaas. En die ergste is, moenie sê dit is te koud nie, jy hoef niks uit te trek nie, dis net jou hand wat jy op 'n glas, ek kan nou nie die detail uitgee nie, sit, en ja, daar was baie goed wat ek herken het, waarmee ek gesukkel het. Amanda, baie geluk, jong, Amanda Breitenbach van Stilbaai. En as jy goed kort, soos miskien yster, dan al wat jy doen, dit is so maklik om dit uit te sort. Jy vat my na 'n restaurant en ons eet 'n lewertjie voorgereg, dan bou jou yster weer op, Amanda, hoor. Baie geluk, Amanda. Ons is trots op jou en dankie dat jy deelgeneem het. Dis baie belangrik. En soos Leonie gesê het, mense, kyk uit vir die volgende ene. Die een surprise na die ander. Ja, sê man, ek wil dit sê, en dis sit ons op 'n next level weer, né? Ek het daai woord so gister gesoek. En toe het hy hom gekry, né? Ja. Ja. Maar okay, gaan ons nou aan in die hartjie van die winter. Dis Kom ons sê net- skoolvakansie, ja. Ja, kom ons sê net gou vir Ebenezer Smalberger van Stilbaai. Baie dankie dat jy deelneem. Sy het vir ons 2 liedjies gestuur. Die eerste een was Keep on Smiling. Dit was ons eie keuse, want ons het al die rede in die wêreld om te smile en te keep on smile. Amen. Ons is so gelukkig hier so in Stilbaai en met ons gesondheid en alles. So dit was ons eie keuse gewees. Ebenezer Smalberger,
Die hou nie almal wat hier is. Sy het laas keer Sterrehemel se prys gewen. So dit wys vir jou, dit trek mense aan om meer en meer na ons te luister. En die blootstelling wat die besighede kry, moenie dit vergeet nie. Daar's duisende, yes, ek het nou die dag 'n mooi ding gehoor, ek hou nou myself interrupt. Ons saai uit round the globe. Hoe klink dit nie lekker dit? En dit word dink ek, dis wat ons doen. It's amazing. Ja, OK Eunice, Smallberg, jou crazy van Patsy Cline en dan jy is vrou van Dani Nieuws. Daai is 'n baie mooi lied. Great songs. Al twee is Pragtig. twee great songs. Goed. Veronica, dis in die hartjie van die winter. Dis in die hartjie van die winter en 'n serpies en handskoentjies en kappietjies en allerlei goede. Die skoolvakansie is om die draai. Maar eers moet hulle deur die eksamen kom. Sterkte aan al die kinders wat eksamen skryf. Ek weet nie of daar studente in die universiteit is wat ook nou eksamen skryf nie. Ons is verby daai ene. Ja, maar as daar is, skryf vir julle. En dan wag daar op besige tyd vir die mammas. Nou, hoe hou ek die kinders besig in die vakansies, né? En dan kom Vadersdag wat om die draai is. Nou ja, die werk van mammas hou nooit op nie. En julle weet natuurlik ons het 'n standaard gestel met Moedersdag en jy weet ons vergelyk graag. Hou ons dop. Ek hou van sulke challenges. Kyk, ek moet sê as myne is maklik. Alhoewel dit nou nie my vader is nie, weet ek waarvan hy hou en as die kinders hier is, dan hulle hou van huiskos. En dis maar rysvleis, aardappels, boontjies, pompoen en pudding, né? Lekker. Ja. Ook Gerard, dis al die ding. En gewoonlik moet ek dit self kook op Vadersdag. Ek het gewag vir daardie een. Ja, nee, en seker al die skole goed ook was, né? Vir daardie wit lientjie het ek gewag. Maar ja. Nou ja, mense, nou gaan ons sport toe. Man, en ek is so bly ook Gerard is hier, so ons kan lekker die blitsbokke. Hulle is nou wel die 7ste wêreldkampioen vir die seisoen. Maar ek wou so graag gehad het julle moes hierdie laaste toernooi beter doen. Maar ja, ek aanvaar, ek dink niks stap jou soos 'n sevens game nie. Ja. En dis lekker. Ons is trots op julle. En dan die bulle gewen en hulle kwalifiseer vir die eindstryd. En die Stormers, is jammer julle, dit het net nie gewerk nie. Dit is tennis. Ag, dit is tennis, dis rugby, dis sport. Een oomblik is jy op en die ander oomblik is jy af. En die les wat jy leer, dis die lewensles, verwerk albei met grasie. Goed, ook lekker tennis op Roland Garros se kleibane gewees. Dit was regtig 'n naweek vol sport. En ek het nogal atletiek ook gekyk. Ek is seker ek twyfel nie eens hieroor nie. Ek is baie seker. Roland Garros se aanbieders het geluister na Radio Fynbos. Hulle het ons stasie wat next level is ook gesê, dis next level tennis. Hulle het ons woorde gesteel. Kan jy glo? Dit was lekker. Ek wil net hier inkom, Leonie. Ek gaan vandag deur Stilbaai en kyk of ek nie nog 'n bank of 'n bed kan kry nie, want daai een waar Jackie lê en sport kyk is nou regtig deurgelê met al hierdie sport. So daar's 'n plek wat ek jou kan aan voorstel, né? Dis Odds and Ends. Daar is baie vriendelike mense daar. Ek is seker jy gaan daar iets kry om jou probleem op te los. Ja, jy begin identifiseer die verkeerde probleem. Die regte probleem is gaan na Namo toe en kyk vir my bed seer salf. Ai, hy moet altyd die laaste dingetjie in. Ja, dan gaan ons na die Facebook terugvoer. Ja, man, ek het soveel selfvertroue nou dat Gerard hier is. Nou gaan ek dit noem wat ek nie sou genoem het nie. Niemand het regtig vir ons terugvoering gegee oor party as haar braai sit vrouens een kant en die man sit een kant in braai. Niemand, ek dink dit is 'n politieke vraag gewees. Huislike politieke vraag. So Ja. mense was seker maar skepties om terugvoering te gee, maar een ou het terugvoering gegee, Hannes Raubenheimer. Nou, hy is 'n ou wat ook baie tong in die kies goed sê. En ek het vir hom gesê, Hannes, ek gaan dit hier oor die lug sê, dat jy sê, vrouens hoort in die kombuis nie. So, ek sou dit nie gesê nie, nou is Gerard hier, nou weet ek. Ja nee, mense, dis tong in die kies. Vir ons by Radio Fynbos is dit
bitter belangrik dat almal gerespekteer word. En sien dit in daai lig asseblief. Ons spot lekker en ons gesels lekker. Nou ja, dan het ons ook terugvoering gekry van Isa Jonker. Sy stuur vir my so WhatsApp en sê, nooit mis ek weer hierdie uitsending nie. Want dit is sulke lekker gesels en sulke lekker musiek wat julle speel. Dankie Isa, ons waardeer al ons luisteraars se terugvoering. En Freddy Oosthuizen het gesê, Jesus, was daai Michael nie 'n interessante man nie. Veral toe hy gepraat het oor die helikopter wat gebruik is om goed te shoot. Intussen was dit deel van 'n misdaad helikopter. Ja, interessant. Maar baie dankie luisteraars, ons waardeer julle terugvoering. Hou aan. Nou ja, Veronica, hierdie ene, ek weet nie of jy hom wil lees nie, hom. Ons het al baie in die onderwerp van verskillende soorte liefdes gesels. Radio Fynbos het die volgende quote raak gelees. Ongelukkig is die skrywer onbekend. Liefde gee iemand genoeg mag om jou lewe heeltemal te verwoes. Maar jy vertrou dat hulle dit nooit sal doen nie. Ek weet nie, wat is julle opinie, Dr. Leonie? Kom ons los dit daar. Dan 'n bietjie humor. Om taai biltong te eet is 'n seëning. Nou lees maar agter dit. Goed, nou Veronica, ons gesels oor kampeer. Het jy daai mooi prentjie gesien van Estel? Wat sy gesit het op Facebook. Man, as ek 'n tent gehad het, het ek gepak en gegaan. Maar dis reg, dankie Estel, hoor. Ek dink ons kom nou juist by die verskillende keuses wat mense maak met vakansies. In my oog het weer daai hotel gevang daar met daai mooi water en goed daar agter. So dit wys jy hoe mense verskil. Ja, ek dink is omdat ek ouer raak, maar die hotel makliker raak. Ek gaan sukkel om in die tent in te kruip en uit te kruip. My stretcher. Ja. Dis 'n stretchertjie, ja. Of soos die een ou gesê het, van daai afblaasmatrasse. Ja. Afblaasmatras. Ja. Nou ons gesels oor die verhouding tussen kampeer, natuurreservate, chalets, hotelle en vakansiehuise. Asook waarom mense die verskillende opsies verkies. Die wêreld is vol verskillende paaie, maar almal lei soms na dieselfde bestemming. 'n bietjie rus, goeie geselskap en mooi herinneringe. Maar natuurlik, die begroting bepaal grootliks watter opsies beskikbaar is. Ja, daar is verskillende maniere om die natuur en die vakansies te kan geniet. Kampeerterreine, wild- en natuurreservate, chalets, hotelle, vakansiehuise, motorhuise vorm almal deel van die toerisme-ekosisteem, waar voorsien in verskillende behoeftes en voorkeure. Nou kampering, dit is natuurlik 'n direkte verbinding met die natuur. Dit was die mees bekostigbare opsie en lok die wat avontuur, eenvoud en buitelug geniet. Hoekom sal mense wil gaan kamp? Dit is vir laer koste, nader aan die natuur en weg van die stadslewe. Jakkie. Kampe, vakansie, opsies. 'n Man spog die hele aand oor sy splinternuwe tent. Daardie nag kom 'n storm, breek 'n storm en die tent waai weg. Die volgende oggend word dit kilometers verder gevind, perfek opgeslaan in iemand anders se kamp. Kyk, is soos die een kind wat wakker geword het, toe sê hy, ek kan nie verstaan, wanneer my pa karavaan gekoop, ons ken nie karavaan wat nou hier in ons agterjaar staan nie. So die wind hom maar ingewaai. Nou net vandag 'n boodskapie gekry van Ebenezer, hy sê, ek luister lekker na julle. Jy gaan ons gaan Ebenezer onthou. Ons gaan eers een liedjie, Crazy of whatever ons regisseur sê in die program en daarna die ander een speel na die program. Hoor, dankie dat jy deelgeneem het. Ja nee, ek dink kamp toetse mense geduld baie. Ek kan getuig daarvan. Ja, dat 'n mens nou maar eerlik praat as jy daai tent begin opslaan en die wind staan op teen dit om dit te kan doen. Maar ja, dit bly lekker net so om in die natuur te wees. Maar glamping, my man? Nee, glamping is die een ding vir ons. Ek kies dit bo kampering. Rarig. Ja, ek het nog nooit geglamp nie. Ja, Wat dis is dit? amazing. Ek ken dit nie. Dis 'n tenthuis, né? Ja. As ek dit reg opsom. Soos daai, ons moet ook al gesels bietjie oor Sanet se storie. Dit was my eye-opener wat ek gesien het. Sy glamping. Ek adverteer haar nou nie.
Die een wat gesê het, kom na ons plek toe, in die Ja. stilte, dan leer jy die skepper ken. Ja. Maar daar gaan baie meer goed aan as dit, ons sal later daaroor gesels. Ja. Ek het 'n mooi storie van my kinderdae met tente. Ek dink dis hoekom ek ook nie in 'n tent wil wees nie, Gerard, want Kan in die Tannie 'n storie aande so vertel? slaap het by ons kinders moes almal met ons voete na die tent, die Ja, ja. middelpaal toe slaap. En in die oggend as ons wakker word, het my ooms ons voete aan mekaar vasgebind. Dan kan ze opstaan en dan sit hulle al lankal buite by die kampvuurtjie. Hulle het al vroeg koffie gemaak Ja. en dan wag hulle nou vir die En eerste een lag wat uit daai kamp. Hulle moes net geskree het, slang. Ja. Ja, maar in elk geval, karavaanliefers vertel graag, liefhebbers vertel graag van die persoon wat vergeet het om die elektriese kabel los te maak voordat hy vertel. Yes. Dit kan ook wel 'n ding wees, né? Ja, ons het nogal gereelde luisteraars wat kom, nee, Jan en Jolinda en Gerard. Ja, Hulle kom gereeld. Hulle kom inteendeel nou nog. ja. Om te slaghuis toe gaan. En dan of die een wat die sy karavaan perfek parkeer het, net om uit te vind, die deur maak oop na die verkeerde kant toe en nou kan niemand uitklim nie. Ongelooflik nie. Ek dink daai tyd daar ek kan kom terug uit. Ja, nee. Ja. Ons sy karavaan net dan. Wild en natuurreservate. Ja, reservate beskerm biodiversiteit. Die verskeidenheid van alle lewende dinge, plante, diere, swamme en mikroorganismes en bied die kans om wild en natuurlike ekosisteme te ervaar. Dan chalets bied 'n balans tussen natuurervaring en gerief. Meer gemaak en privaat. Hulle word dikwels in reservate, oorde of natuurbestemmings aangetref. Selfsorgfasiliteite geskik vir gesinne en langer verblyf. Dis as jy so na 'n plek ingaan, dis snaaks hoe dames en mans na verskeie goed soek in 'n chalet. As daar nie 'n braaiplek is, draai ek dadelik om. Dadelik. Ja. Veronica weer. Ek dink daar moet 'n bad wees. Ja, daarom nou nie in 'n chalet, maar ek moet nie so bad. Ja, Ek soek 'n 'n bad is lekker, Ja, maar ja. ja, Ja. Veral in die winter. Ek wil regtig nou na stort. maar 'n hot tub is nog beter. Hot-tub is Ja. lekker, Dit maar het ek nog nie ervaar nie. Uitklim. nee, dis baie lekker. Ja. O, dis verfrissend. Nee, ons het al een keer, maar hy kan nie, hy kan nie daai hitte hanteer nie. Ons het dit al probeer. Ek Nee, weet al nie, my ek kan slok nou het Jy onthou moet nie. nie Dit moet jy reguleer. moet Ja. nie 4 maak vir braaivleis en jy moet 4 maak vir 'n hot Hot tub. tub, ja. Dit is 'n verskil. Ja, maar ek het nou al geleer as ek vir ons plekke soek om te gaan. So ons doen nou net die glamping ding. Ek moet 'n plek kry met 'n bad. Ja. Sy rolbad. Ja, anders verloor hulle sin vir humor Ja. sommer gou. En dan kom ons by die hotelle. Hulle fokus op diens, gerief en gemak. Bied dikwels restaurante, skoonmaakdienste, swembaddens en ja, luksheid, professionele diens. En is geskik vir kort verblyf, besigheidsreisigers en ontspanning. Ja, ek sou sê dis 'n ding as jy sien oor see travel so. Ja. Dan bly jy in 'n hotel. Ja. Ja, ek is nie baie lief vir Ja, hotel. okay. Nou, in die kamer en 'n gang wat wag vir jou. Ja. Maar ja, elkeen het sy voordele en nadele en elkeen het sy opsies. En dis reg. Dan sê Chantay, is jy reg vir ons met ons eerste song? Ons is crazy oor camping. Daar's hy hotel vakansie opsies. Luisteraars baie welkom terug. Hierso by Radio Fynbos. Regstreeks uit ons ateljee in Stilbaai. Hoe cool is dit nie? En ons program, ons gesels oor alles en nog wat. En my foon is aan as julle wil WhatsApp stuur soos Ebenees gedoen het. Dankie Ebenees. Nou ja, die opsie, 'n gas stap selfversekerd by sy kamer in, pak alles uit, klim in die bed. Halfuur later kom die werklike gaste terug. Hy was op die verkeerde vloer in 'n identiese kamer. Ek dink om jy alles in te pak. Alhoewel ek pak nie uit nie. En dan is daar ook 'n klassieke geval van mense wat die do not disturb bordjie opsit en dan gaan kla omdat die kamer nie skoon gemaak word nie. Dan kry ons ook vakansiehuise en Airbnb
Dit bied 'n huis weg van die huis. Ervaring en is gewild vir ander gesinne en groepe. Onder gesinne en groepe. Daar's meer ruimte, privaatheid, kook, braai en leefgeriewe. Koste-effektief vir groter groepe. Dit klink op ons hier advertensies doen, nee, maar dit is nie wat ons eintlik probeer doen. Ons gee maar net, ons gesels maar net oor al die verskillende opsies vir vakansie. Maar ons moet ook onthou, ekskuus tog Veronica, ons moet onthou dat toerisme is 'n groot pilaar waarop Suid-Afrika se ekonomie gebaseer is. En des te meer Stilbaai en Jongensfontein in ons area. So, ons het lekker kampplekke, ons het lekker vakansiehuise, ons het 'n lekker see, en ons het 'n lekker radiostasie, next level radiostasie. Hoe cool is dit nie? Ja, ons het dan wel nie 'n hotel nie, maar ek dink as jy Stilbaai toe kom, wil jy buite wees, né? Ja. Ja, jy wil definitief buite wees. Luisteraars, ek wil net vir julle sê, onthou, ons saai weer Vrydag 4:00 uit. Hierdie program word dan as 'n heruitsending en dan natuurlik op ons podcast YouTube. So moenie vergeet nie, as jy vandag nie kom, heeldag of heeltyd luister nie, kan jy weer Vrydagmiddag 4:00 inskakel. Waar is ons nou? Motorhuise. Dis nog 'n dis nog 'n opsie. opsie. En het jy al gesien hoe mooi word die motorhuise ingerig teesdae? Ek het Dat gedoog, ons dis bou 'n- hulle self. Toe ek sien motorhuise, toe dog ek is 'n garage. Ek het ook door daai idee gekry. Het jy al gesien hoe gaan jy in 'n garage kamp? Ons motorhome. Nou ja, dis 'n voertuig wat spesiaal ingerig is vir verblyf. Dit het gewoonlik slaapplek, 'n klein kombuis, 'n sitarea, 'n badkamer en toiletgeriewe en soms selfs ligversorging en televisie. Ja. Dis luxury daai en party mense maak hom so mooi, yskaste en alles. Ja, En dis altyd vir my amuserend hoe hulle spasie effektief gebruik om alles in te kry. Maar ek dink die een nadeel van suites is, jy moet altyd 'n ekstra voertuig saam. Presies, ja, jy's Ja. reg gerad. Ja, jy kan nie met daai ding heeltyd gaan ry en kyk waar jy wil nie. Ja, as hulle stil en afgeslaan en alles, dan sê Ja. hulle, gaan haal kop gou vir ons 'n brood. Ja. ek onthou die eerste keer gehad toe ek dit gesien het, toe dog ek nou, hoekom het hierdie ou hierdie klein karretjie agter Ja. die groot dak, net dit fyn is en toe begin Ja. ek, ja. Nou ja, daai motorhuise bied vryheid. Jy bepaal jou eie roete en skedule en dit is vir gemak daar. Jy hoef nie elke aand tasse uit en in te pak nie. Die natuur, jy kan op verskillende plekke oornag en steeds die gerief van jou eie huis geniet. As ook gesinstyd. Almal reis saam in dieselfde ruimte. Ek glo nie die een wat in daai klein karretjie nie, mag iemand agter. Jy mag nie agterin So jy nie. mag nie tou nie. Jy mag nie toe nie. Jy Ja. mag tou, maar nie mense tou. Ja, maar as jy karavaan ook sleep, mag gaan nie iemand in die karavaan lê en slaap nie. Ja. Dis reg, ja. Ja. Nou die opsomming. Kampering is dikwels die goedkoopste opsie en laat mense toe om langer vakansies te neem teen 'n laer koste. Chalets en selfsorgeenhede bied 'n middelweg tussen koste en gerief. Hotelle en lodges kan duurder wees, veral as etes en ekstra dienste ingesluit word. Vakansiehuise kan vir groter groepe baie koste-effektief wees omdat die koste gedeel word. En dan gesinsgrootte. Die grootte van 'n gesin of groep beïnvloed ook die keuses. Ja, jy weet ek het by jou Gerard geleer, ander Gerard, Henry. Hulle gaan kamp soos hulle is nou, ek dink daar aan Appington somewhere, want dit is warmer daar, Ja. in die dag. Nou hulle noem hulle self die swaalkies. Okay. As dit warmer hier is, dan kom hulle hier na toe. So hulle noem hulle self die swaalkies. Ja, en ek vrees, ek het nou die dag amper iets oorgekom toe. Ek sien daar vlieg 'n swaalkie, dink net nie nou weer somer. Maar daai net my dink, jy hoef dan nie winter en somer klere te Nee. Jy het net een Ja. Nou ja. Groot uitgebreide families wat saam vakansie hou, hier dikwels groot huise of verskeie eenhede naby mekaar. Gesinne met jong kinders verkies dikwels plekke waar hulle self kos kan voorberei en waar kinders veilig kan speel. Nou, hoe hou hierdie opsies in verband, Jackie? So jy Almal ondersteun die toerismebedryf en dit is prioriteit nommer 1.
en dra by tot plaaslike ekonomiese ontwikkeling. So belangrik. Hulle lok verskillende tipe besoekers, maar het 'n gemeenskaplike doel: ontspanning, herstel en nuwe ervarings. En dis wat ons noem jy maak kop skoon. Weet jy, ek het al gesien, of ons het al geondervind, al gaan jy van hier af en gaan bly by 'n huisie in Jongensfontein. Dis uit jou environment uit en dit voel vir jou uit vakansie. Ja. So En dis maar almal net 'n was skimp, saam. ons gaan nie ver ry nie. En almal was saam in die skotteltjie. Ja, lekker. Ja, daai is lekker. Wat? Skorrelgoed was. My naels. Ja. Ek hoor dit hele tyd wat ons skottelgoedmasjien het opgepak, Leonie. Nou hoor ek hele tyd van die naels. Ja nee, ek dink jy wil vir ons die versie lees. Ja, Moet ek die versie Wil jy? lees? ja, sy's Die goed. een kamp onder die sterre so wyd, die ander soek ligreëling heeltyd. Die een braai langs die tent se deur, die ander bestel kamerdiens met 'n geur. Een hou van stilte, die bos se klank, 'n ander van 'n sagte hotelbank. Waar jy ook al jou kop neerlê, vakansie bly lekker. Solank iemand anders die skottelgoed doen, nê? Die ware toets van 'n suksesvolle vakansie is eenvoudig. Het jy uitgerus teruggekom of het jy nog 'n vakansie nodig om die vakansie te herstel? Ja, verlof in Europa, ek noem dit net, in Europese lande kan van 4 tot 6 weke betaalde jaarlikse verlof wees. En dit speel 'n baie belangrike rol. Vakansies word dikwels gesien as 'n belangrike deel van 'n gebalanseerde lewe eerder as 'n luukse. Ja, luister, as jy wil weet, ek hou aan verwys na hom, na Richard Branson, hy is regtig vir my 'n mentor wat besigheid betref. Ja. En hy dwing sy personeel om hulle volle verlof te vat aan mekaar. Jy gaan nie dit slip nie. En dit wys vir jou hoe belangrik, en as jy terugkom, het jy nuwe idees en jy's vars. Ja. Ek glo absoluut daaraan. Uitgerus. So wanneer gaan ons op vakansie? Ja? Gaan my verlof word vandag insluit. Daai, ons het gou noem luisteraars, ons praat van Europa, hier is Afrika. Dankie vir die luister. Of jy nou kamp, chalet, hotel of vakansiehuis toe gaan, geniet die vakansies, ry veilig en onthou, die beste vakansiefoto is steeds die een waar niemand vir die kamera poseer nie. Is dit nie waar nie? Dis 'n waarheid. Ja, is dit nie waar nie. Ebenezer, ons gaan nou net na hierdie program jou Ebenezer Smallberger van Stilbaai, ons gaan jou liedjie speel, ons regisseur is reg, sy's altyd reg. Amanda, geniet jou geskenk van Namo. Onthou tog maar my goeie raad aan jou oor die yster wat ons kan opvul. Van my kant af, baie dankie. Dit was nou 'n regtig lekker kuier saam met Gerard hier by ons. En ons waardeer dit, Gerard. Ons waardeer almal. Dit was lekker, dankie. Dankie vir julle dames. Volgende keer sal ek weer in my dop kruip as ek maar nou die nie sit. Ja. Mooi loop almal. Bye. Bye. Daar sê en dan moet julle onthou dat Karen Loots 'n program het, die gemeenskapsdagboek, waarin jy dan kan sê wat aangaan in jou omgewing. En dan het sy ook 'n program, ons gesels met wat interessante onderhoude is wat sy met mense doen. So ja, vir almal wat nou so lus was met vakansie en nie op vakansie kan gaan nie, luister dan nou na ons heruitsending Vrydag weer van hierdie program. Ons gesels oor alles en nog wat. My man lief, baie dankie dat jy die gas was hierso vandag. Dankie vir Sommer net so terloops. Dit was my lekker om ook 'n gesprek met jou te voer oor 'n mikrofoon. Was 'n luisteraars, lekker dag vir almal. Ons gesels oor alles en nog wat. Saam met Jackie Woensdae om 11:00. Ons praat oor als jy kan nie mis. Elke Woensdag 11:00 skerp, Leonie en Jackie met ons klank.